Goeienaand, geliefdes in die Here. Ek vertrou dat ons almal gekom het met dieselfde doeleinde en dit is om die Here Jesus te kom aanbid. Dat ons gekom het om die Lam van God eer te gee en in alle opsigte hom eerste te stel. Ek wil vanaand met sondaars praat. As daar iemand in die gehoor is wat dink hulle is nie 'n sondaar nie, dan is hierdie diens nie vir jou nie. Ek praat met sondaars, met mense wat gewoond is om terug te val, mense wat gewoond is om hulle self teleur te stel en voel dat hulle beter kan doen geestelik en so meer. So ek wil 'n baie kort skrif lees. En dit gaan jy kry in Lukas 19. Lukas 19 vers 9. Hy sê, toe sê Jesus aan hom, nou jy sal kyk as jy boontoe lees, dan sal jy sien, dis nou Saggeus, daai klein mannetjie. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. So dit is hoekom die seun van die mens gekom het. Kom ons maak net ons oë toe vir 'n oomblik dat die Here ons seën met die lewering van sy diens. Getroue Here Jesus, U is ons God, U is die skepper van alles wat lewe. U het ons genade gegee dat ons vanaand hier kan wees, Here, om U te aanbid en om aan U respek te kom betoon vir die woord wat U ons gegee het. Sal U asseblief, genadige Vader, U woord vanaand seën. Ons vra dit in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Amen. Nou daar's vir my 'n baie interessante skrif wat saam met hierdie tema gaan. Ek is nogal lief vir die klein ou versietjie. Ek lees dit so baie want dit spreek tot my eie hart. En dit is Jeremia 2 vers 36. Hy sê, wat loop jy so baie weg om jou pad te verander? Wat loop jy so baie weg om jou pad te verander? Daar's diegene wat vanaand na hierdie diens luister, wat sê, ek het nog nooit gehoor van Jesus Christus nie. Daar's ander wat sê, ek het al gehoor van Jesus Christus, ek het hom al op 'n stadium in my lewe aanbid, maar ek het die pad byster geraak. Nou vra hy jou die vraag reguit, wat loop jy? Wat die ding nou hoor hierso vanaand, wat loop jy so baie weg? Jeremia praat hier met die volk van Israel, en ons het die voorreg om kinders van Abraham genoem te word, en hy praat met almal van ons, of jy Israeliet is of Hebreër, die vraag bly dieselfde. Hoekom loop jy so baie weg? Jy sê, maar prediker, ek het gekom om te wys dat ek die Heilige Gees het en dat ek 'n goeie Christen is. Wel, dit is wonderlik as dit die geval is, maar ek het al reeds gekwalifiseer deur te sê, ek praat met die man en die vrou wat die Here soek, wat in sonde lewe, die wat verval het. So ek gaan terug na Saggeus se storie toe. So Saggeus is 'n klein mannetjie, hy's 'n tollenaar, hy werk vir SARS. Dis wat hy doen. Hy's onpopulêr, want hy vat ander mense se geld en hy's alleenloper, want niemand wil met hom iets te doen hê nie. En hy het gehoor dat die Here Jesus Jerigo gaan besoek. En nou klim hy binne in 'n willevye boom en daar sit hy daar bo in die boom. En God het 'n interessante manier om met mense te praat. Hy sê, Adam, waar is jy? Toe Adam nou wegraak aan die tuin, toe hy gaan wegkruip na die sonde gepleeg is. Adam, waar is jy? Abraham, waar is jy? Kom hierso, kom uit jou mensheid, gaan nie oor die Efrat rivier en kom dien my. In ander woorde, kom onder hulle uit. Hy sê, Joshua, waar is jy? Jeremia, Jesaja, Dawid, waar is julle? En hy praat met jou vanaand. Hy gaan net nou gaan hy jou vra. Pieter en Susanna en Susara en Karel, waar is jy? Waar is dit dat jy dink jy kruip weg? So op 'n manier het Saggeus eintlik weggekruip half in die boom, maar hy was ook nuuskierig. Hy het gehoor van die seun van God.
Hy het gehoor van die wonderwerke wat gedoen is, hy het gehoor daarvan dat daar dooies opgewek word, die dogtertjie van Jairus is opgewek, Lazarus is opgewek, ek weet nie of dit later of voor dit is nie, maar hy is 'n nuuskierige mannetjie en hy klim aan die boom en daar sit hy nou kyk hy hier af op die Here Jesus. Baie van ons dink ons kan op die woord neersien. Baie van ons dink ons is hoër as die woord. Maar die woord het die voordeel dat hy ons harte ken. So hy sê, kyk, skielik hier onder die boom op, Saggeus, kom hier so. Saggeus gaan af saam met hom. Hy sê, ek wil by jou huis vandag gaan eet. Die tollenaars wat daar rond staan en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes en die watse ander seers, Fariseërs en Sadduseërs. Hulle sê, hier's alweer besig om na 'n tollenaar toe te gaan. Ons het die ander dag gesien, sê hulle vir mekaar, hy het partytjie toe gegaan, saam met Simon, en daar het hy gaan sit en kyk en die prostituie was daar en die wyndrinkers en hulle het selfs, die een prostituut het selfs dier salf gebruik om sy voete mee te salf. Hy is aan mekaar karringe hier met hierdie mense. Ons noem dit daai tipe mense, né? Ja. Ek is ook daai tipe mens. Ek wat hier staan vanaand. Ek is daai tipe mens. Die een ou sê in die tempel, hy sê, Here, ek is so wonderlik en ek is so fantasties. En die ander een sê, Here, wees my asseblief genadig. Ek is 'n sondige mens. Jy val in een van die twee kategorieë. Jy kan maak net wat jy wil. Een van die twee kante toe val jy. Hang af hoe jy jouself sien. Hang af waar jy in jou lewe is. Dit hang af wat dit is wat jy verwag dat die God van die hemel vir jou gaan doen of nie gaan doen nie. En dis hoekom jy vanaand luister na hierdie uitsending of hoekom jy in hierdie diens is omdat jy nuuskierig is om te weet wat die Seun van God vir jou kan doen. Ek het nog nooit iemand teëgekom wat vir my gesê het, ek wonder wat kan ek vir die Seun van God doen nie. Jy kan niks vir hom doen nie, hy is volmaak. Hy is die prins van vrede, hy is die God van die hemel, hy is die woord aan die begin. Hy is die môrester. Jy kan niks vir hom doen nie. Jy kan hom nie laat helderder skyn nie, jy kan niks maak nie. Al wat jy kan doen is, jy kan hom nader in eenvoud en in ootmoed en sê, Here, wees my arme sondaar genadig. En hier gaan hy nou saam met hierdie mannetjie huis toe en hulle gaan eet daarso en dan spreek hy hierdie wonderlike woorde wat ons in die einde lees. En hy sê, nou sien ons eintlik wat is die doel van Jesus Christus? Want die Seun van die mens is hy self, het gekom om te soek en te red wat verlore was. Kom om te soek en te red wat verlore was. Hoe is 'n mens verlore? Wat is sonde? Wat is ongehoorsaamheid? Wat is ongeloof? Wat presies is hierdie goed? Ek neem aan as mense wat vanaand luister en hulle is dan net een persoon wat luister, wat sê, maar ek weet nie eens eintlik, ek het al verlangs gehoor, my ore het dit gehoor en my is dit vertel, dat daar iets soos 'n Messia is. Wat is 'n Messias? Wat beteken die woord Messias? En ek wil in diepte ingaan daarmee, want ek wil hê die sondaar moet verstaan dat aan die einde van hierdie sessie, dat as ons vra, is daar 'n manier wat jy dalk jou hart kan oopmaak vir die Here Jesus, dat jy net 'n bietjie meer insig sal hê. So ek gaan dit so eenvoudig as moontlik maak, ek wil dit nie moeilik maak nie, maar daar's 'n skrif wat ek wil lees in Johannes, en eintlik is dit 1 Johannes. 1 Johannes, dit gaan 'n bietjie moeilik klink, maar ek gaan dit ontpak. 1 Johannes 2 vers 16, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, dis uit die wêreld. Nou hierdie vers kan ons direk terugtrek na Eva toe. Ons kan dit direk terugtrek na Adam toe en die verhouding wat daar was tussen Adam, Eva en God. Want alles, met ander woorde alles is nou 'n groot woord, né? Alles wat in die wêreld is. Die begeerlikheid van die vlees, nou hier's nie 'n groot mens hier wat nie verstaan wat dit beteken as ek praat van die begeerlikheid van die vlees nie. Help jy kruip weg agter die stoel se leuning of agter jou vrou of agter jou man nie. Almal is ewe skuldig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van die Here omdat ons skuldig is. Net hierso. Ontbreek dit ons aan die heerlikheid van die Here.
Die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. Dit is hoogmoed. Is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Nou as dit nie uit die Vader is nie, dan is dit van die duiwel. Daar's net twee wesens in hierdie hele gesprek. Maak nie saak oor hoe lang periode jy kyk in die geskiedenis, daar's net hierdie twee wesens. Hulle oefen die algemene en die algehele invloed in die wêreld uit. Hulle dryf die ding. En hulle is in kompetisie met mekaar van die begin af. God het gesorg dat hy vir homself 'n oordentlike en 'n waardige teestander geskep het toe hy die duiwel daar gestel het. Jy sê hy het nie, Job sê hy het die duiwel daar gestel. Hy het die bose daar gestel. Hoekom? Dat hy 'n waardige teestander kan hê. So dan gaan ons terug na Adam en Eva toe en ons kyk wat daar gebeur in die tuin en hulle bly in 'n tuin en as ons nou praat van 'n tuin dan praat ons iets wat waarskynlik die grootte is van die Kruger Wildtuin. Kom ons sê nou maar so. Ek glo nie dis so groot soos my tuin waarna ek aan Meyerton gebly het. Nou 'n groot tuin hierdie. En dit is oos van Eden. Dis nie in Eden nie, dis oos van Eden sê die skrif. En Eden kry jy daar bo in die noordooste van Irak en net so suidwes van Turkye. Daar waar die riviere wat jy daarvan lees, daar sal jy dit sien as jy na die kaarte gaan kyk. Dis waar die tuin was en na die vervloeking is dit 'n woestynny. Hy het dit weggemaak. Jy kan nie die tuin gaan kry en sê ek wil net gaan kyk waar was hierdie boom of daai boom nie of waar het hierdie ding gebeur. Dit bestaan nie, is uitgevee. En soos dit is daar 'n engel met 'n vlammende swaard wat sorg dat jy nie daar kan inkom nie. Daai swaard is so vlammend dat die hele landstreek verdor het van die hitte. Jy kan dit dis weg. Maar in hierdie tuin wat hy gevestig het, plaas hy hierdie twee mense. En ek gaan nie vanaand praat oor die val nie, want broer De Wet en broer Donald het in die laaste paar weke baie aandag daaraan gegee en hulle sal waarskynlik vorentoe en ons gaan almal nog vorentoe seker nog meer aandag daaraan gee, want dit is so 'n sentrale tema in die woord van die Here dat ons nie daarvan af kan wegkom nie. Maar daar in die tuin van Eden word die patroon vasgestel vir dit wat ons vorentoe gaan doen. Want ons gaan net een van die twee volg. Ons gaan of die saad van die serpent volg wat Kain se geslag is uiteindelik, wat die Here Jesus praat sommer reguit met hulle. Hy draai geen doekies om as hy met die Sadduseërs en die Fariseërs praat nie. Hy sê addergeslag. Johannes die Doper sê ook addergeslag. Met ander woorde, kinders van die slang. Daar niks van ek gaan eers 'n bietjie saggies praat want jy weet 'n mens moet daarom gevoel hê vir die man se gevoelens nie. Nee, Johannes die Doper kyk hulle soms so, hy sien hierdie is die kinders van die duiwel. Die Here Jesus sê, julle het die duiwel as julle vader, as julle God as julle vader gehad het en Abraham sou julle heeltemal anders opgetree het. Want as ons by Abraham kom ons by die vader van die geloof. Nou die profeet van die Here, William Branham, vir die wat hom nie ken nie, ons spandeer baie tyd daaraan om in ons afleweringe te praat oor die profeet van die Here Jesus. Hierdie omgewing wat jy ons hierin bevind, ons baseer alles wat ons sê op die leringe van William Branham. So ek wil hê jy moet dit duidelik verstaan. Ons aanvaar die woord van die Here soos wat hy gebring is deur William Branham. So hier kom ons nou en hy sê dat daar is nie so 'n ding soos sonde in tabakrook of in hoerery of in drink en in dans. Hy sê daai is alles maar net manifestasies en vrugte van ongeloof. Wat is dit? God sê as jy van hierdie boom eet, sal jy sekerlik sterwe. En wat is dit wat hulle doen? Wat is dit wat hulle verkeerd doen? Is dit die feit dat hulle self in 'n seksuele situasie bevind? Of is dit die feit dat hulle God ignoreer het? Is dit die feit dat hulle God nie geglo het nie? En volgens die profeet is dit wat dit is. Sonde is ongeloof. Jy glo nie. As God jou sê, luister maat, as jy so optree, dan gaan die volgende ding met jou gebeur. Jy sê, ja maar seker nie met my nie, want my oupa Kasparus het dit anders gesien. Of my tante wat onder in Appington bly, sy is regtig geestelik en sy sê dans is sonde. Maar die profeet van die Here sê, dis ongeloof. En as jy dit nie glo nie, dan sondig jy net al waar jy nou sit.
Want dis ongeloof dan. So dan het jy al klaar probleem. Jy verstaan hoe fyn die lyn is hier. Nou kom ons by Abraham, die vader van die geloof. Ons kan baie uitbrei daarop, want Paulus, die eerste kerkengel, gee vir ons 'n baie mooi prentjie van hoe Abraham die vader van die geloof is. So kom ons vat dit as 'n vertrekpunt en ons sê, ons is dan kinders van Abraham. Dis nie ek wat dit sê nie, die skrif sê. Hy sê nie saade, soos meervoud nie, maar van 'n saad, die saad van God in Abraham, en dan sê hy, Christus is die saad van Abraham. En ons is in Christus, en daarom is ons kinders van Abraham. So ons is kinders van die geloof. So wat is dit wat ons doen? Ons beoefen die hele dag geloof. Ons probeer die hele dag sê, wat kan ek doen om die Here Jesus tevrede te stel? Wat is dit wat ek kan doen om aan God te bewys dat ek hom glo? En net hierdie poging, alleen, die profeet verduidelik ons, die oomblik wat jy dit by jou opkom, wat jy sê, ek is jammer, die oomblik wat dit gebeur, is omdat die gees van die Here al klaar met jou deel, en dit is die bewys dat jy deur God aangesien sal word. So ons sondig, liewe vriend, deur ongeloof. So as jy luister na hierdie uitsending, of as jy in hierdie gehoor is vanaand, en jy word voel veroordeel vir jou lewenstyl en jou lewenswyse, en jy kyk rond en jy dink, die ander Christene is daarom regtig waar engele. Dis nie moontlik nie. Engele kan nie Christene wees nie, en Christene kan nie engele wees nie. Ons het dit net Sondag weer gehoor. Christene kan goddelike lewens lei, dit is 'n feit. Maar moenie na 'n ander mens kyk en sê, ek wens ek was soos daai mens nie, want jy ken nie die mens nie. En hier's vir jou 'n klein raaiselagtigheid waaroor jy vanaand kan gaan top as jy wil. 'n Mens is eintlik wie jy is wanneer jy alleen is. Jo, 'n mens is eintlik wie jy is wanneer jy alleen is. Jy sien, as jy saam met ander mense is, kan jy voorgee. Jy kan 'n mooi gesiggie opsit, jy kan jou hare kam, jy kan jou skoene polish, jy kan 'n mooi suit aantrek en sê, kyk net hoe mooi lyk ek. Jy kan jou Bybel self so vat en dan kan jy hom so watter kant sit mense Bybel, as jy wil breek, dan sit jy hom so, maar jy moet 'n groot Bybel gebruik, dan kan jy so loop en baie vroom lyk, né? Dan lyk jy vroom. Dis die woord. Maar vroom lyk help niks nie. Daar's net een ding wat van waarde is, en dit is dat jy by die voet van die kruis van die Here Jesus Christus moet uitkom. So Christendom berus op die volgende ding. Daar's net een sentrale tema in Christendom, en dit is dat Jesus Christus gesterwe het op die kruis vir jou sonde en dat hy opgestaan het op die 3de dag. Dit is die evangelie van Jesus Christus. As die Here Jesus vir sy 12 apostels, wat eintlik sy 12 disippels is, uitstuur, dan stuur hy hulle uit om vir die mense te gaan sê, vir die verlore skape van Israel, nie vir jou nie, verlore skape van Israel, te gaan sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maar as hy in Matteus 28 vers 19 met dieselfde disippels praat, dan sê hy gaan verkondig die evangelie. Die evangelie is, Jesus Christus het gesterwe en hy het opgestaan. In die eerste instansie, toe hy hulle gestuur het, het dit nog nie gebeur nie. So daar was nie 'n evangelie nie. Maar nou kom die evangelie na jou toe, liewe luisteraar. Dieselfde evangelie. En die evangelie sê, as jy bereid is om jou lewe aan die Here Jesus te gee, dan kan hy dit verander. Die profeet van die Here sê, hy is 'n gentleman. Nie die profeet nie, hy was ook 'n gentleman, maar hy sê, Jesus Christus is 'n gentleman. Hy sal hom self op jou afforceer nie. Hy sit die woord uit, hy sit die uitnodiging uit, eenmalig. Vriend, kom hier na my toe. Petrus, los die nette en kom hier, volg my. Andreas, kom volg my. Philippus, kom volg my. Hy sê vir jou vanaand, kom volg my. En jy skuif rond op jou stoel en jy wonder hoe gaan jy wegkruip en jy wonder hoe jy nou in hierdie situasie beland, dat jy enigstens eens moet luister na hierdie goed wat vanaand gepraat word. Maar dit is 'n uitnodiging van die Here Jesus, hy bring jou tot die plek waar jy kan luister na sy woord, sodat jy jou kan bekeer en dat jy kan berou toon vir jou sondes, sodat hy jou kan hernu. Die Here Jesus sê jy moet
wedergebore word. En ons weet hoe die vraag klink, wat dan na hom toe kom. Maar hoe gaan ek dit regkry? Vra die aardse vraag. Hoe gaan ek dit regkry? Kan ek nou weer teruggaan na my moeder se skoot en nee, dit is nie waarvan hy praat nie. Hy bedoel jy moet jou lewe hernie. Hy bedoel jy moet hom 'n geleentheid gee dat hy jou kan verander, dat hy jou sondes kan vergewe, dat hy jou kan reinig van die nonsens en die gemors waarin jy lewe, sodat die Heilige Gees van God kan in jou inkom. Broeders vra hulle vir Petrus op die dag van Pinkster, wat moet ons doen om gered te word? Hy sê, bekeer jou. Hy begin sommer net daar, vinnig. Antwoord is hier. Bekeer jou en laat jou doop in die naam van die Here Jesus, sodat jy vergifnis kan kry vir jou sonde en dat jy die gawe van die Heilige Gees kan ontvang. Jy sê, wat beteken die gawe van die Heilige Gees? Hoekom nie sommer die Heilige Gees nie? Wel, as jy nog eens die gawe van die Heilige Gees ontvang, help dit ek verduidelik jou van die Heilige Gees nie. Die eerste stap is jy moet jou bekeer. Die tweede stap is jy moet gedoop word, sodat jy die gawe van die Heilige Gees ontvang. En as jy dit kan ontvang het, dan kom jy terug na my toe en gesels ons verder oor die doping van die Heilige Gees. Anders dan gaan jy 'n klomp teorie bymekaar maak en dan jy nog nie die gawe van die Heilige Gees nie en dan dink jy is slim. En hierdie platform, hierdie omgewing is nie gemaak vir mense wat slim is in die woord van die Here nie, is gemaak vir mense wat hulle verootmoedig voor Jesus Christus sodat hulle mag lewe. En nou wil ek 'n verdere skrifgetjie lees. Dis altyd lekker as 'n mens tot 'n dooie punt kom, dat jy eers weer terug gaan na die skrif toe. Vervloek is hy, Deuteronomium 27 vers 16. Vervloek is hy, wat sy vader of sy moeder verag, en die hele volk moet sê, Amen. Nou as jy gaan kyk na Deuteronomium, die wat Bybels het, as jy nog nie tot bekering gekom het nie, jy nog nie jou lewe vir die Here gee, jy nog nie 'n Bybel, jy gaan koop vir jou 'n Bybel. Dis die beste ding wat jy kan doen in jou hele lewe. Jy sal nie ophou moet lees as jy eers begin het nie. So daar's 'n boek, die 5de boek, die naam van die boek is Deuteronomium, en hy sê in daai boek, hy sê, vervloek is hy wat sy vader of sy moeder verag, en die hele volk moet sê Amen. Daar's omtrent 15 sulke stukkies waar hy sê, vervloek is hy wat dit doen, en die hele volk moet sê Amen. Vervloek is hy wat dit doen, en die hele volk moet sê Amen. Nou as jy die goed deurlees, dan sê jy, maar ons is eintlik maar almal vervloek, want daar's nie 'n ding wat jy hier kan lees, wat jy nie onskuldig is nie. Nou gaan jy in jou lewe hoor, in jou geestelike lewe gaan jy hoor van die wet van Moses, en hoe wonderlik daai wet was, en hoe fantasties dit is as jy die wet kan nou, maar kom ek help jou sommer klaar reg, jy gaan nie die wet kan nou nie. Hierdie is nie eens die 10 gebooie wat ek nou gelees het nie. Die 10 gebooie is net so kort, en jy kan dit nie eens hou nie, never mind nog die hele wet wat Moses geskryf het. Dit staan bekend as die Torah. Die Jode kan dit nie hou nie, die priesterdom kan dit nie hou nie, daarom moes Jesus Christus kom, sodat die Levitiese priesterskap eenkant toe kon skuif, dat Jesus Christus die hoëpriester kon word, en dat hy in daai selfde amp sy lewe vir ons kon gee, dat hy sy bloed kan gee, dat hulle ophou om bokke te slag. Jy kan jou verbeel onder die wet van Moses, hoeveel diere is geslag. Die hele Jerusalem het gestink van die bloed en van beesmis, wat elke dag uitgekarwei is van die tempel af, na die buitekant toe, waar het uitgestort is, en waar die ewige vuur dit verteer het, en waar die skrif sê, die vuur hou nie op om te brand nie. Want die lyke van die mense wat hulle gekruisig het, almal is daar op die ashoop gesmyt, en daai hele spul het gevrot, sodat God laterhand gesê het, hierdie is 'n reuk in my neusgate wat ek net nie meer kan verduur nie. En wat doen hy dan? Hy sit homself binne in die baarmoeder van Maria, en hy word gebore as die seun van God. Jy sê, nou dwaal jy, prediker. Nee, hierdie is presies die waarheid. Die Messias, Jesus Christus van die Nuwe Testament, sê die profeet, en die skrif is ongelooflik duidelik daaroor, is Jehova van die Ou Testament. Die God wat in die begin alles geskape het homself uitgestort, hy het homself geledig in die seun in, en die profeet sê, en alles wat in die seun was, het hy geledig binne in die kerk in, bedoelende die bruid van die Here Jesus Christus. So as jy dink dat jy kan wegkom van hierdie groep vanaand,
Jy sê, man, ek is nou eers omtrent 42 jaar oud. Miskien sal ek ook so oud word soos jy, prediker. Wel, baie min mense word so oud soos ek. Ek is bitter oud. En selfs in hierdie ouderdom weet ek, dit as dit nie vir die genade van die Here Jesus Christus is nie, is daar geen manier dat ek môre kan sien nie. Net vanoggend bid ek en my vrou, ek gaan nou werk toe ry, bid ek en my vrou, en ek vra onder andere, Here, help ons asseblief deur ons dag, en bewaar en beskerm ons is, en minder as 4 minute later, as ek in 'n ongeluk betrokke waarna 6 mense se lewens vir ewig kon verander het. Maar dit verander nie vir ewig nie, maar dit kon so wees. Minder as 4, kom ons sê 6 minute. So as die woord van die Here vanaand na jou toe kom, en hy sê vir jou, luister, maak jou hart oop. Die profeet sê, daar is nie 'n handvatsel aan die buitekant van die deur van jou hart nie. Jesus Christus kan nie die deur oopmaak nie. Jy moet hom van binnekant af oopmaak. En vanaand sê die woord van die Here vir jou, kom na Jesus Christus toe, man. Kom na die fontein van die lewe toe. Hy sê vir die vrou by die put, die Here Jesus sê vir die vrou by die put, ek sal vir jou water gee wat jou vir ewig aan die gang sal hou. Sê sy, Here, gee my van daai water asseblief. Jy kan vanaand sê, Here, gee my van daai water asseblief. Ek kan dit vir jou gee nie, ek is net 'n mens, net soos jy. Maar die Here Jesus het 'n manier om langs jou te staan en by jou nou te vra, sal jy nie asseblief net jou ore oopmaak nie? Sal jy nie asseblief net jou hart oopmaak nie? Sal jy nie asseblief 'n plan maak dat ek by jou kan inkom nie? Die God van die hemel besoek Abraham, hy gee hom 'n belofte, hy sê ek sal vir jou 'n seun gee. Later aan Abraham lag daar, maar God vergewe hom. Later as Sara ook lag, dan raak God onstuimig oor dit. Abraham is sy profeet. Sara is nie sy profeet nie. Maar Abraham is die een vir wie hy agting het. Hy sê ek sê jou 'n seun gee, en dan gee hy hom 'n seun, 25 jaar later. Dis 'n geweldige lang swangerskap. 25 jaar. Die profeet sê, Sara het boeties gebrei en baadjietjies en goedjietjies gebrei, dat dit 'n snaakse was. En dan eendag, dan sê die Here, jy moet jou seun offer. Volgens die geskiedenis was Isak omtrent 33 jaar oud, en dit maak sin, want Isak is ook 'n teebeeld van Jesus Christus, as hy kruis toe gaan, en hy gaan kruis toe op 33. En terwyl hulle weg is, 'n paar weke se stap na die berg toe, vra Sara vir die ander knegte, waar is hulle heen? En hulle sê, maar hy het mos die seun gaan offer. En sy skrik so, dat sy 'n hartaanval kry en sy sterwe, en as Abraham terugkom uit die berg het, is sy vrou klaar dood. Snaaks hoe hulle gewerk het in daai jare. In die Nuwe Testament kry ons dat 'n man en 'n vrou die disippels 'n rad voor die oë probeer draai oor hulle rykdom en oor dit wat hulle gekry het vir hulle eiendom. En die man word begrawe, en die vrou weet dit nog nie, en sê, as sy by die disippels kom, soort van, waar's my man? Hulle sê, hy is weg, en die wat hom begrawe het, staan reg om jou ook te begrawe. Hulle het korte mette gemaak van 'n begrafnis, nie soos vandag, wat ons dit uittrek met 12 dae nie. Maar Isak, die seun van God, is 'n gelykenis van Isak. Die seun van God kom net soos wat die Vader het bepaal het met Abraham. Net so kom die Vader en hy gee vir ons 'n seun, sy eie seun. Hy vertel 'n gelykenis. Jesus vertel 'n gelykenis. Hy sê daar was 'n man wat 'n wingerd gehad het, en hy het weggegaan en hy het opdragte gegee, en hy het weggegaan en toe die mense die wingerd begin vernietig. En toe stuur hy 'n boodskapper om te kom kyk wat is in die gang met sy wingerd, en toe het hulle daai ou gepla en hulle het hom weggejaag. Kom ons sê maar dit was 'n profeet. Toe stuur hy nog ene, toe pla hulle hom ook, toe stuur hulle nog ene, toe pla hulle hom ook. Toe sê hy, miskien as ek my seun stuur, altemit sal hulle na hom luister. Hy stuur toe sy seun, en toe sê die manne wat hom sien aankom, hier kom die erfgenaam, kom ons maak hom dood, en toe maak hulle hom dood. En hier kom God en hy stuur vir ons sy lieflike, wonderlike seun. En ons, die ontvangers van die evangelie, die wat nou sit en luister,
Het 'n keuse vanaand. Ons kan of die seun doodmaak. Maar jy moet onthou, as jy hom doodgemaak het, is hy dood. Of ons kan hom aanvaar en sê, seun van God, kom asseblief in my wingerd in, en kom asseblief en kom bearbei my asseblief, dat my lewe kan verander. Daar's 'n baie fyn lyn hier. Sommige sê, ek kan dit nog 'n bietjie uitstel. Ander sê, ek weet ek het al lankal te ver gegaan. En die vraag is altyd, wat as die Here Jesus vanaand kom? En by daai vraag bedoel ek nie, wat as hy kom op die wolke nie? Wat as hy kom en sy voet op die olyfberg? Ek vra nie daai vraag nie. Ek gaan nie in die toekoms in nie. Ek vra net vir jou, wat as die Here Jesus vanaand aan jou deurklop en hy sê, luister boet, dis jou tyd. Kom ons gaan. Dan het hy vir jou gekom. Nou hier is die vraag nou, wat as die Here Jesus op 'n verskriklike ongemaklike tyd vir jou kom? Jy sê, ek sal reg wees, ek sal in die laaste 2 minute, gou sê ek is jammer Here. OK, en wanneer gaan jy gedoop word? En wanneer gaan jy die Heilige Gees ontvang? Op watter stadium dink jy, gaan jy in daai laaste 2 minute gou die hele spulletjie regkry in jou lewe? Die morsigheid waarin ons bevind elke dag van ons lewens, want ons lewe in 'n wêreld vol morsigheid. Jy sê, prediker, jy is 'n bietjie kras en jy is 'n bietjie hard. Dink jy nie jy moet so 'n bietjie sagter op ons wees nie? Nee, hoegenaamd nie. Ek kan jou dit sê, as 'n baba gebore word, en die profeet van die Here leer ons dit ook, en ons weet dit uit ons eie lewensomstandighede uit, as 'n baba gebore word, is dit 'n morsige omstandigheid. Vir 9 maande sukkel die ma en sy moet wat lemoen kry en peanut butter, en ek weet nie wat so goed nog nie, en die pa moet rondjaag, en as hy nou eendag by die huis kom, en gee hy die babietjie, en die babietjie is binnekant, en hy praat met interkom in die ma, en hy sê, ek wil peanut butter hê, en almal hardloop rond, en dit is chaos vir 9 maande, en dan word die kind gebore, en dan is dit bloed, en water, en chaos, en 'n geskree, en die ma skree, en die baba skree, is die hele kompetisie, voordat daar lewe is. Dis wat morsigheid beteken. Nou net so is die bekering tot die Here Jesus, is uiteindelik 'n morsigheid. Dan moet trane en snot, en 'n gehuil, en 'n gekerm wees, en sê, Here, ek is jammer dat ek so lewe. Want wat is dit? Wat is die rede? Hoekom wil jy aangaan soos jy aangaan? Die skrif vra in Joshua, hy sê, waarom hunker jy op 2 gedagtes? As God God is, aanbid hom man. As Baal Baal is, aanbid hom. Doen dit ook oordentlik. As jy die wêreld wil dien, dien dit ook oordentlik man. Gaan gebruik drugs, drink jouself moeg. Verkondig dat jy nie in God glo nie en gaan een kant toe en sterf. Of kom na die Here Jesus toe. Dan sê jy, Here, kan ek nie asseblief hier aan die voete sit en net by u leer nie. Wat is die kans, Here, dat as ek my trane op u voete laat val en ek u voete kan was met my trane, want ek is verleë oor my sonde. Ek is jammer dat ek so ver gegaan het. Ek is jammer, Here Jesus, dat ek die engel van die Here elke keer teleurstel. Wat daarvan as jy tot daai punt kom waar jy jou hart vir die Here kan gee? En sê, Here, ek is hier sodat u my kan hernuwe, dat u my kan verander. Ek luister wat die prediker sê, ek glo wat gesê word vanaand, ek wil my geloof in die Here Jesus plaas. Wat daarvan as jy dit doen? Sal dit nie wonderlik wees nie? Want hy sê hierdie begeerlikheid van die oë, begeerlikheid van die vlees is nie van God nie. En die derde ding wat hy daar noem, is hoogmoed. Hoogmoed is 'n geweldige ding. As jy teruggaan na Lukas 19 toe en jy kyk weer na wat sy gees se situasie is. Jy vra vir jouself, wat is dit wat ons eintlik pla in ons lewens? Waaraan onderwerp ons so maklik dat ons so maklik afdwaal? Dan dink ek hoogmoed is die heel eerste ding wat daar is wat ons pla. Ons noem dit in gewone omgangstaal partykeer sommer ego, die ego van 'n mens. Ek dink partykeer mans het dit meer as vrouens en dink ek weer partykeer die vrouens oordoen hulle self heeltemal.
Hulle wen die hele resies met hoogmoed. Dis wanneer jy jou kuif uitstoot en jy stoot jou bors uit en jy stoot alles en jy sê ek is kyk hoe fantasties is ek en kyk wat het ek vermag. Ek het uit niks uit hierdie besigheid begin. En vandag het ek 'n werksmag van 2.500 mense en ek het my privaat jet. Asof dit nou so verskriklik is, 'n jet. En ek het 'n seiljag en ek het 2 huise. En ek het dit gedoen. Dis hoogmoed. As jy daai ding kan gebreek kry in jou lewe, dan het jy al baie ver gekom. As jy net kan wegkom van daai ding af. Dan is daar in ons lewens in die algemeen afgodediens. Nou toe Israel beweeg deur die rivier, deur die Jordaan dat hulle in Judea is, en die volke, die stamme opsplit en Juda en Levi en Benjamin agterbly in Jerusalem en die ander stamme noord gaan in die rigting van wat vandag bekend is as Sirië en by Damaskus en daar het hulle self gaan vestig en daai groep het bekend gestaan as Israel en die ander het bekend gestaan as Juda of die Jode onder in Jerusalem. Maar die wat opgegaan het, Israel, het onmiddellik, soos in vreeslik dadelik, verval in afgodediens. En een van die redes was, dat die tempel is in Jerusalem. Die tempel was nie by hulle nie. En die Leviete was in Jerusalem, saam met Juda. Dit was nie by hulle nie. So daar was nie 'n priesterskap nie, daar was nie 'n tempel nie, daar was nie profete in daai tyd nie, en dit was chaos. Afgodediens bestaan vandag nog steeds. In die heel eerste plek aanbid ons onsself partykeer. Die spieël is net nie groot genoeg nie. Maak nie saak hoe naby ek in die spieël kom nie, ek wil tog net die hele prentjie gelyktydig sien. Ek wil dat jy verstaan hoeveel geld ek in die bank het, en dat ek nie net 1 belegging het nie, maar 12. Ek is van daai soort, wat net geld belê die hele tyd. En ek kan jou alles vertel van rentekoerse en van die goud van Suid-Afrika en hoe dit gaan gebeur, dat die wêreldekonomie gaan platval, behalwe vir my. Wena, my geld gaan oukei wees, want ek het belê in silwer, sien, of in goud. Dis afgodediens. Jy aanbid jouself, jy aanbid die goud, jy aanbid die geld, jy aanbid jou paycheck. Partykeer aanbid jy die vrou met wie jy getroud is, of in die meeste gevalle nie meer getroud is nie. Ja, daar's die wat 'n jong vroutjie neem en haar aanbid. Ou manne wat in hulle belaglikheid. Hulle is al 60 jaar oud, dan trou hulle met 'n 28-jarige aan die arm. Dan moet die poppie nou rondtrippel. Dan aanbid hy haar. Hy hang goud aan haar. Sy mag haar hare gaan doen 1 keer 'n week. Hy gee vir haar 'n groot BMW met 'n afslaande dak. Hy aanbid haar. Afgodediens. Rykdom vreet ons op, die ewige smag na rykdom. Ag, as ek net nog 100.000 rand kan hê, amper sê ek 10 rand, maar dit sal nou nie werk nie. As ek net nog 1 miljoen kan maak, wat ek kan byvoeg, as ek net nog 'n keer my bankrekening kan groter maak, as ek net nog vir die mense kan wys, dat my yard het eintlik plek vir omtrent 17 karre. En jy is bereid om te steel en te vloek en te lieg en te bedrieg, en selfs die tollenaars, hierdie selfe Saggeus, verneek jy partykeer, want jy wil nog 'n bietjie ekstra geldjies maak, sodat jy kan wys hoe ryk jy is. Rykdom. Rykdom en gierigheid en gulsigheid gaan saam. En dan sê ons, maar het jy gesien daai ou, kyk hy's so ryk, né? Kyk, hy's eintlik 'n multibiljonair, maar weet jy hoe nederig is hy? Jy sal hom die meeste van die tyd kry in 'n kort broek en plakkies. Ag, sies tog. Hoe pateties. Jy is so ryk en jy het net plakkies. Geldsug noem ons dit sommer. Geldsug. As jy by die huis is vanaand en jy dink by jouself, dink aan hierdie woord geldsug en dan spel jy dit, G-E-L-D-S-U-G. Wat op aarde beteken dit? Dis 'n gesig, dis 'n verlange, 'n dryf na geld. Jy aanbid dit. Ons praat nog die hele tyd van afgodediens. Dan is daar die geheime gedagtes.
wat jy dink net jy weet. En waarskynlik net jy is wat dit weet. Ek het vroeër gesê, jy is eintlik die mens wat jy is as jy alleen is. As jy op besigheid gaan en jy is in jou hotelkamer, wat is dit wat jy aanvang in jou hotelkamer? Want nou sien niemand jou nie, né? As jy in die dag by jou kantoor is, en niemand sien jou nie, wie is jy eintlik? Is jy dan dieselfde persoon wat jy is, wanneer jy by die deur uitloop, en die ander mense jou kan sien? Man en vrou. Die geheime gedagtes, ons pamperlang dit so, dat ons dit uiteindelik aanbid. Dan is daar selfregverdiging. Dit is daai ou wat net nou gesê het in die tempel, kyk na my Here, ek is so besonders. Ek wonder of die mense in hierdie kerk weet, hoeveel tiendes betaal ek. Ek wonder of hulle weet, ek het bygedra, om omtrent 90% van al hierdie stoele, plus die matte te betaal. Ek wonder of hierdie mense weet, dat my tiende en my offerande eintlik 2 sendelinge onderhou in Korea, of waar ook al. Selfregverdiging. Daar's niemand wat so belangrik is as ek is nie, daar's niemand wat soveel wonderlike opinies as ek het nie, en ek kan nie verstaan dat die mense met my wil redeneer nie. Ek behoort tog die laaste sê te hê in die hele saak. Maar die woord van die Here moet die laaste sê. Nie jy nie, die woord van God, hierdie woord. Die Jode noem hierdie eerste deel wat ons die Ou Testament noem die Jode die Bybel, die rabbi noem dit die Bybel. Ons noem die tweede deel die Nuwe Testament, die rabbi ignoreer dit dood eenvoudig, hy sê daar's nie so iets nie, want hy wil nie die erkenning gee aan Jesus Christus nie. Ons sê die hele ding is die Bybel, dis die woord van God hierdie. Dit is wat moet saak maak, nie of ek belangrik is en of ek meer betaal in tiendes en of ek 'n beter kar het en of ek, dit het niks met die prys van eiers uit te wy nie, man. Die Here Jesus loop in die dag in die dorp rond in die stof en die skrif sê snags het hy in die berg deurgebring en bedags het hy in die tempel geleer. Dis wat Jesus gedoen het. Jy sê ek is 'n Christen, dat dit beteken ek volg Christus na. OK, dan moet ons kyk hoe lyk Christus dan. Daar staan hy dan. Hoe is dit dan dat jy soveel anders te lyk as hy? Hier's die prentjie soos wat ek dit sien. Partykeer, die Engelse woord is convert. Convert is om te skakel. Partykeer sê ons, he came to conversion. Dan sê ons, hy het hom tot bekering gekom. Maar om te convert, is om te verander van een geloofslyn af, van moslim of hindoeïsme af, na Christendom. Ek kan dit in 3 minute doen met 'n droë gesig. Ek kan net sê, kyk Els, ek verstaan hoe die ding werk in die Christelike wêreld. En ek dink ek het nog al die jare die pot misgesit. Ek wil nie meer met Mohammed iets te doen hê nie. Ek gaan my nou draai en ek wil graag kyk hoe lyk hierdie ding wat hulle noem Christendom. Wel, nou is ek 'n Christen. Maar ek is nog nie 'n kind van die Here nie. Ek het my nog nie bekeer nie. Ek is nog nie deur die tweede geboorte nie. En nou dat ek 'n Christen is, nou loop ek maar so tussen die ander Christene rond, en dan kyk ek wat hulle doen, en dan leer ek hulle gewoontetjies aan. Ek sien AI sê hulle is 'n self-learning machine. Hy leer blykbaar vreeslik vinnig hierdie ander goed aan. Nou is ek 'n AI Christen. Miskien is daar so ding soos 'n AI Christen. As ek sien Christene maak so, maak ek ook so. Maak hulle so. Maak ek ook. En as hulle ophou ek op. So. Later maak ek net soos hulle. Dan dink ek is 'n Christen. Al wat jy gedoen het, jy het omgeskakel van een godsdiensbasis af na 'n ander een toe. Jy kan as 'n Christen sê, ek wil eintlik luister na wat die rabbi sê in die sinagoge, en ek hou eintlik baie meer van die Ou Testament as die Nuwe Testament, en ek sal graag wil gaan kyk wat die Torah sê, en hoe die Talmud lyk, en ek het my verdwaal in die Talmud, in die verduidelikings van die Talmud van die Babyloniese tydperk, wat 300 jaar gevat het om geskrywe te word, en ek hou van die Talmud van Jerusalem, wat 60 jaar gevat het om geskrywe te word, en ek wil verdwaal raak in hierdie goed. OK, jy kan dit doen, binne 2 minute, vat een van die Jamuka, sien jy op jou kop,
en dan gaan sê vir die priester, vir die rabbi, ek wil graag hier by hierdie sinagoge kon stop. En dan sien ons, het broeder Wet eendag 'n sinagoge besoek, en uiteindelik dan besef hy, maar hierdie sinagoge is eintlik 'n halwe kuierplek, waar die manne eintlik maar net by mekaar kom om besigheid vas te maak, en dan uiteindelik sal die rabbi daar staan en lees aan een kant aan die Talmud, en is eintlik net 'n kuierplek, maar nou het ek verander van 'n Christen af na Judaïsme toe. Maar is ek 'n Jood? Ek kan nie 'n Jood word nie, want ek is nie 'n seun van Juda nie. Ek is nie 'n seun van die Israeliete nie. Ek is nie 'n seun van Jakob nie. Dit maak nie saak hoeveel keer ek verander, van een godsdienst af na Judaïsme toe nie. Ek kan nooit 'n Jood wees nie. Dit help nie verander van die een denkwyse, van die denkwyse van absolute godslonaar, en jy sê ek wil 'n Christen word, en jy word net 'n AI Christen. Dit help nie, jy word dit nie, jy kan dit net sowel nou al vergeet, dit gaan nie werk nie. Die skrif sê vir jou wat jy moet doen. Jy moet wedergebore word. Jy moet by die voet van die Here Jesus Christus uitkom. Dis wat jy moet doen. En vriende, ek wil vanaand 'n oop uitnodiging in jou rug, en vir jou sê, ek wil hê jy moet kyk of jy kan by die Here Jesus se voete kom. Dat as hy jou vra volgende keer, luister na hierdie skrif, wat loop jy so baie weg om jou pad te verander? Staan nou stil 'n slag. Hou op om die Here Jesus, soos ons in Engels sê, te dodge. As jy hom sien aankom, dan spring jy hierdie kant toe. As jy sien, hier kom iemand aan wat Christelik lewe, dan spring jy liewers hierdie kant toe, want jy wil ons so graag nog net een keer behoorlik vloek. Weet jy hoe pateties is dit? As jy nie woorde kan vind om iets te sê nie, dan vloek jy maar. Jy sê, ek wil nog net een keer my behoorlik verdrink aan die wyn. Die God Bacchus. Ek kom eintlik van Stellenbosch af, weet jy? En daar drink ons wyn. En dan dink jy, het klink nou vreeslik kultuuragtig. Die Engelse woord is shame. Jy sê, ek wil nog een keer, nog net een keer, na die buurvrou kyk. Ok, kyk klaar. Kyk baie mooi. Jy sê, maar broer Wynand, moenie, my vrou sit hier langs my man, moet nou nie, jy weet, dat ons nou oor die buurvrou praat hier. Ok, terwyl jou vrou langs jou sit, kan ons seker maar oor die buurman praat. Wat sê jy daarvan? Dan kyk die ou sy vrou so aan. What? Want ons is in sonde ontvang en gebore. We came into this world speaking lies. Ons lieg van die begin af. Dit is wat ons noem geheime gedagtes. Die geheime gedagte is daai skelm besigheidstransaksie wat jy laasweek gedoen het, waar jy geweet het. Jy het voor jou heilige siel geweet, toe jy op daai gestippelde lyn teken, omdat daar 3 afskrifte is, en jy so lekker hard gedruk het, want jy gaan R500.000 maak. Ek lees nou die aand in Spreuke, en ek sal dit seker kry as ek dit soek. Hy sê sleg, sê die koper. Met ander woorde, hierdie was nou 'n slegte deal. Maar as hy wegloop, dan lag hy. Dan sê hy, nou het ek almal daai ou lekker gevang. Sleg, sê die koper. Maar as hy wegloop, die geheime gedagte wat jy in jou het, die idee wat jy gehad het toe jy daai transaksie geteken het, jy weet, voor jou heilige siel, die Here het dit raak gesien. Die Here Jesus hang aan die kruis, sy bloed tap op die grond. Hy gaan net nou ter helle gaan. Daar hang 'n man langs hom en 'n man daai kant. Hierdie een langs hom sê, Here, sal U asseblief my genadig wees. Die ander ou sê, nee man, ons het niks met hom uit te waai nie. Hierdie een beklem sommer met daai een, en toe hy Jesus Christus verdedig,
toe tree God dadelik in. Hy sê, as jy vir my instaan op die aarde, sal ek in die hemel vir jou instaan, en onmiddellik word die woord waar. Net om met hierdie ou. Hy ken nie eens die Here nie. Hy het my net gehoor, hier is 'n goeie man. Hy sê vir hierdie ou wat hierdie kant hang, hy sê, man, jy verstaan glad nie, ons is skuldig, en hy is nie skuldig en so aan. Die Here Jesus sê vir hom, vandag, heute, Duits is heute, hede, vandag nog, gaan jy saam met my in die paradys wees. Hier kom hy by die paradys se hekke aan. Hulle kyk die boeke, wat is jou naam? Ek weet nie, sê maar Saggeus of iemand, kyk. Is jy Saggeus die tollenaar? Nee, ek sê nie. Saggeus. O, is jy Saggeus die seun van Matteus? Ja, okay. Kom julle van Judea af? Ja. Okay, maar hier's nie 'n aanduiding dat jy moet hier inkom nie. Hierdie is die paradys. Maar waar kom jy vanaf in alle geval? Nee, ek kom van Golgotha af. Ek was net op by Golgotha. Maar hoe eindig jy hier? Hy sê die man op die middelkruis het gesê ek moet hier na toe kom. As hy al hier, dan kan julle hom ons nou self vra. As hy nie is nog hier nie, hy het 'n ander draai gegaan. Hy moet nog eers ter helle neerdal. Maar staan so lank jy, hy sal net nou kom en sê, ja, ek herken hom, bring hom in, en geef hom 'n kleed, en geef hom 'n goue ring, en geef hom die vetgemaakte kalf. Hoekom? Want hy het die seun van God verdedig. Hy het waarde gesien in die naam van die Here Jesus Christus. Hy het hom meer gesien as net 'n babietjie wat op 'n Kerskaartjie is. Volgende maand begin die misleiding weer. Ek sien al klaar die ou simpel boompies, en die ou klokkietjies, en die ou liggetjies, selfs in die Christense huise. En papierpakketjies, en linkietjies, en karretjies, en boompies. Jesaja sê, hy sê, jy gaan in die woud, en jy kap 'n boom af. Jy bring hom terug vir jou kinders, jy spyker hom vas op die vloer, en dan aanbid jy hom. Die Here Jesus het niks te doen met wat volgende maand in die wêreld gebeur nie. Luister wat ek jou sê. Dis Mammon wat jou probeer mislei, dat hy die laaste pennies uit jou wallet uit kan kry. Dis Mammon, die geldgod. Jy sê, ja, maar ek gaan nie geld kry nie. Ek weet, jy gaan dit weggee. Die ander ou gaan dit kry. Jy sê, maar wat kon ek daarmee gedoen het? Man, ek weet glad nie. Ek is nou nie ou wat vir jou finansiële advies behoort te gee nie. Almal weet dit. Maar wat ek wel weet is wat jy nie moet doen nie. Want jy gaan 'n ou kaartjie hê waar daar 3 ouens op 'n kamele sit, dan is daar 'n sterretjie, en dan daar 'n babietjie wat skree daar in 'n krib en so aan. Jy sê, hoekom maak jy vereenvoudig jy dit so? Want dis nie die lam van God nie. Die lam van God moenie in 'n krib gebore word nie. Die lam van God moet in jou hart gebore word. Dieselfde God wat homself uitgestort het en homself geledig het binne in die seun van God. Dieselfde God, dieselfde Jehova moet homself ledig binne in jou lewe in. Sodat jy kan regop staan. Sodat jou siel hom kan aanbid. Sodat jy eendag, as hy kom om sy bruid te kom haal, jy deel daarvan kan wees. Jy sê, maar ek hoor oral van die wegraping. Okay, maar moenie net daarvan hoor nie. Maak daarvoor reg. Dat jou lewe kan verander nou terwyl jy hier is, en dat jou liggaam kan verander wanneer God kom om daai beweging te maak, dat hy sy bruid kom haal vir sy seun. Want Jesus Christus, die seun van God, gaan 'n bruid hê. Hy nooi jou, hy vra jou baie mooi, kom wees deel daarvan. Ek vra jou vanaand, buig jouself neer en verootmoedig jou siel en vra die Here Jesus om jou lewe te verander. Baie dankie vriende. Mag die Here julle ryklik seën.